Dis 'n wonderlike voorreg om so by mekaar te kan wees. Elke Sondag, elke tyd wanneer gelowiges by mekaar kom, is ons by mekaar. Hy sê wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En daarom is daai bewustheid die hele tyd hê van ons koning Jesus. Verlede week het ons bietjie gepraat oor die vrug. Die vrug. En ons het gepraat oor in Jesus naam. Wat beteken dit om te sê ek kom in Jesus naam? Ek kom in sy volheid, in dit wie hy is. Ek staan saam in sy autoriteit. Galasiërs 5, waarna ons gekyk het. Maar ek sê, wandel deur die Gees. Dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel in die Gees. Dis daai in sy teenwoordigheid. Saam met hom. Hy met jou, ek met hom. Ons is ingeënt in hom, saam met hom. Galasiërs 5. En die kom en hy sê, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En Paulus skryf hierdie vir ons. Ek wil hê jy moet weet, die vrug groei. So baie keer dink ons, as iemand tot bekering gekom het, en hy het 'n pad met die Here begin stap, dan moet onmiddellik hang hierdie vrugte. Vrug groei. En soos wat ons nader trek en ingeënt bly in Christus Jesus, so snoei hy, so bemagtig hy. Maar iets wat geweldig belangrik is dat ons moet weet. In Galasiërs 5 skryf Paulus net voor dit, die werke van die vlees is openbaar. En hy sê die vrug van die Gees. Werke, meervoud, chaos. Die vrug van die Gees bring in enkelvoud, harmonie. Ek wil hê jy moet mooi vanoggend hierdie 2 woorde baie mooi na kyk. Die werke, dit wat uit die vlees geproduseer word, ek werk daarvoor. Ek doen dit. En hy praat van die vrug wat geproduseer word vanuit 'n bron, van 'n ander bron af. God laat groei. Hierdie 2 woorde moet eintlik vanoggend vir ons oopsluit 'n nuwe deel van God se hart. En hy het gesê, die vrug is liefde. Hoe werk ek vir liefde? Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en dan gebruik hy 'n baie interessante woord, selfbeheersing. Ons mag dan dink, hier is nou weer werke. Maar wanneer ons so geënt is, daai woordjie self, is heeltemal 'n ander vertaling, as wat ons dink aan selfbeheersing. Nou is dit weer iets wat ek moet doen. Nou moet ek weer opruit. Nee, wanneer jy ingeënt is, die self het verander. Jou bron het verander. Jy hoef nie werke, nou moet ek konsentreer om dit te doen. Die Here sê, die vrug groei en hy sal bly. Selfbeheersing is 'n ander bron, uit 'n ander plek. Die werke is iets wat ek uit myself uit doen, uit my menswees. En dan kom hy sê, die vrug van die Gees is hierdie ontsluiting van 'n bron wat vir jou krag gee. Party van ons dink dalk, my vrug lyk nie wat hy moet lyk nie. Moenie bekommerd wees nie. Bly ingeënt daar in die wingerdstok en die vrug groei. Partykeer skiet ons self in die voet, maar ek is nog nie daar nie. Moenie in werke ingaan nie. Gaan in sy teenwoordigheid, saam met hom en wandel saam met hom.
hierdie twee woorde wil ek regtig van vra, dat u op hierdie twee woorde net hierdie week sal konsentreer. As 'n gelowige, as 'n kind van die Here, kyk waar is ek besig met werke, en kyk waar laat ek net toe, dat daai vrug van die Gees net sal groei in die Here. As jy sommer nou dink, my mens wees, hoe moet ek werk vir blydskap? Hoe moet ek werk vir vrede? Hoe moet ek werk vir lankmoedigheid? Lankmoedigheid is die woord, die kapasiteit om in moeilike omstandighede staande te bly. Die kapasiteit wat die Heilige Gees my gee om staande te kan bly. Die Here het reeds vir ons die voorsiening gegee wat ons nodig het vir elke dag. Ek wil graag gaan na 2 Petrus 1 vers 3 toe. Onthou, ons is besig met die wingerdstok. Ons is besig met hierdie vrug wat hier uitvloei deur die Heilige Gees. God, ons is ingeënt, ons is deel van hom. My tak is hier en die vrug kom van daaruit. Nou, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker Here Jesus Christus. Ons is verlos deur Jesus, vers 2. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Kyk weer na hierdie twee woorde asseblief. Die vrede van julle vermeerder. Ons het net gekom uit die vrug. Vrede. Vermeerder. Groei. En hoe word dit? Deur die kennis van God. En ons het die afgelope 2-3 weke het ons gepraat, wat is hy kennis? Dis oor wie hy is. Nie my kopkennis nie. Die openbaringskennis van Christus in my gees. Daai openbaringskennis wat ons net kan kry deur die Heilige Gees, wat vir ons gaan oopsluit wie Jesus is. Ons het nou sy liggaam en sy bloed gedrink. Dis 'n openbaring van God se Gees. Toe Petrus gevra het, maar wie sê jy is ek? Het sê, u is die seun van die lewende God. Hy sê, vlees en bloed het nie jou geopenbaar nie, Petrus. Dis die openbaringskennis wat ons oopsluit. As ek sê, ek kom in die naam van Jesus, kom staan ek in sy autoriteit, sy krag, sy teenwoordigheid. Ek is afhanklik van hom, sonder hom kan ek niks doen. Nie my werk om probeer uitkom nie. Hy het dit klaar gedoen. So baie mense sê, ek kom net nie by Jesus uit nie. Laat jy hom toe, om deur jou te kan funksioneer. Of is dit jou werke? Ek moet dit doen. Ek moet dit doen. Kyk na die twee woorde in vers 2. Genade en vrede in julle vermeerder word deur die kennis, die openbaring van God en Jesus, ons Here. Nou, hierdie is die kragtige vers van die dag. Immers, sy goddelike krag, die Heilige Gees, het ons alles geskenk wat ons lewe, wat tot die lewe en godsvrug dien. Het is alles geskenk wat ons nodig het. Alles om te lewe en hom te dien. Dink gou weer. Die wingerdstok, die loot. Ek is ingeënt en die vrug kom. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Weereens, om te lewe en hom te kan dien. Deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat ons nodig het, om te lewe en om te dien. Sien nou weer hierdie takkie, wat in die druiwestok ingeënt is, word hy takkie afgesny, dan dood hy. Dit is niks nie.
deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, dit wie hy is, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van sy goddelike natuur. Die vrug wat uit ons uitkom, die goddelike natuur. Sê maar, ek kan nie so wees nie. Ek kan net streef, sy Heilige Gees wat reeds in ons is, produseer die vrug van hom. Ek wil net mooi saam met dink vanoggend. Elke woord vanoggend hierso is lewe. Elke woord vanoggend hierso is kragtig. En elke woord moet iets oopsluit. Ek weet u mag al baie gelees. Maar dit wat ons nou besig is, wil die Here iets vir ons oopbreek in ons gees en sê, ek is met julle. Hou op strewe. Hou op probeer. Laat my toe om deur jou te werk. Die vrede, die vreugde, daai goddelike krag, sy goddelike natuur wat in ons is. Dink net aan Jesus. Hy hou nou die nagmaal saam met sy disippels. Hy leer hulle stap op pad na die tuin van Getsemane toe, waar hy weet, hy gaan verraai word. Hy weet van daar af hy gevange geneem word, en dan gaan hy sterf. En hy kom, hy sê, weet net, ek is altyd met julle. Hou aan, bly by my, en julle sal veel vrug dra. Hoe is dit moontlik, dat iemand, wat nou weet, dit lê vir hom voor, nog tyd kry vir die ander ouens, want sê, moenie bekommerd wees. Moenie julle bekommerd wees. Laat julle veel vrug dra, oor wie julle is, in my. En hy is op pad, om te stap. Hoe is dit moontlik? En hy sê, daai selfe vrede, laat ek julle na. Julle het my nie uitgekies, maar ek het julle uitgekies, om veel vrug te gaan dra. In hierdie bekommernis, in hierdie moeilike tyd, in hierdie tye wanneer dit swaar gaan, weet wie jy is. Weet waar jou krag vandaan kom. Weet waar jou bron vandaan kom. Die kennis van God in daai situasie. Ek moet vir julle sê, wanneer ek bietjie in die moeilike tyd ingaan, dan is dit soos ek stres nogal. Wie van julle stres ook bietjie wanneer jy bietjie moeilik het? As die budgets nie lekker klop nie en die klippies word nie afgelewer nie, die geboue word nie gebou nie en die ouens sê hoekom is ons nog nie daar? Ons stres so bietjie. Want nou moet ek operate, ek moet harder werk. Dit is normaal. Maar waar is jou hartsposisie in daai oomblik? Ek kan dit net los nie. Die bakstudie gaan nie afgelewer word nie. Die gebou moet gebou word, maar waar is my hartsposisie in daai tydperk? Kan daai vrug van die Gees nog steeds deurkom in die rus van wie hy is, terwyl ek doen wat ek vra om te doen? Dink bietjie aan die situasie by die werk. Die dinge gebeur en is asof dit net vinniger gaan. Ek weet nie van u nie, maar dit voel regtig net asof dit net vinniger gaan. En voor ek my kan kry, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Nou, hoe moet ek my dag instel om hierdie bewustheid daarvan te kan wees? Partykeer wanneer ons voete op die grond, as ons voete die grond raak, wat is die woord wat eers uit my mond uitkom? Vandag gaan 'n moeilike dag wees. Nee, ek moet dit doen, en ek moet daai ou gaan sien, ek is glad nie lus om daai ou te sien nie. Wat is die eerste gedagte oor jou dag, wat vir jou voorlê? Ek moet op die werk toe. En daai ou by die werk, hy gee my soveel moeilikheid, ek weet nie wat ek gedag het. Ek is besig om my dag klaar oor te gee aan die werke. Ek is klaar besig om my dag te beplan
hoe hy gaan wees. Wie het al gesê, vandag het ek geduld nodig. Vandag is 'n moeilike dag. Jy nog nie by die huis uit nie, jy weet nog nie eens wat gaan gebeur nie, maar ek het klaar my dag 'n profetiese woord oor hom uitgespreek. Maar dis presies wat dit is. Ek spreek, dit is hoe my dag gaan. Vandag gaan ek geduld nodig hê. En wanneer ek vanaand terugkom by die huis, nee, vandag was chaos, nee, dit was crazy, en was ek het my dag vooruit alreeds gesit. Wat sal gebeur? Sê Vader, ek is in U, en U is in my. Die kennis van die openbaringskennis van U is in my. Ek weet die vreugde, ek weet die geduld, ek weet die lankmoedigheid, ek weet U liefde, ek weet U krag, ek weet U selfbeheersing is in my. Kom ons vat hierdie dag met U krag, U liefde, U teenwoordigheid. Wat se gesindheid begin my dag dan weer? Kom ons dink gou 'n bietjie. 'n Goeie gesindheid, 'n wakker gesindheid. 'n Mens is wakker vir die gees van God. Dis nie meer uit die vlees uit, ek moet nou dit, ek moet daai ding opruit, ek moet daai ding opruit. Die goeders gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Maar hoe ek dit in dit as mens, in dit inklim, bepaal werklik waar nie die uitkoms nie. Maar dit bepaal hoe ek daar uitstap. Die bakstene gaan afgelewer word. Die spreadsheets gaan gedoen wees. Die werk gaan ingegee wees. Maar ek het nie uit vrede uit beweeg nie. Ek het nie uit daai plek van kalm. En as dit gebeur, want die kans daarvoor is goed, dan sou ek op 'n ander plek ingestel. Ek doen in my stilte tyd saam met die Here, so Here, vandag is 'n moeilike dag, kom ons tackle hom nou maar. Nee, Vader, dankie vir die geleenthede wat U vir my gee. Dankie vir die krag wat U in my losmaak. Dankie vir dit wat U alreeds in my ontsluit. Net daai kennis van God in jou dag kan die potensiaal van jou dag heeltemal anders laat uitdraai. As jy gaan jou klaar gaan voorberei vir die moeilikheid, jy gaan hom kry. Jy gaan hom kry want jy wag mos al reeds vir hom. As hy so instap by die deur. Kom maar nou, dat ek dit gou gereg maak. Jy's uit. Jy's uit die plek van rus, uit die plek van vriendelikheid, uit die plek van krag, jy's uit dit uit. Daai bewustheid waarvan hy praat, ons het nodig om dan te kyk. Nou, die eerste woord is voorsiening. Die tweede woord is ons verantwoordelikheid. Ons is so gewoond aan hierdie skrifgedeelte. Hosea 4 vers 6. En ons is so gereeld net om hierdie eerste vers, die eerste gedeelte te gebruik. My volk gaan ten grond weens 'n gebrek aan kennis. Ons sê dit op, dis waar ons stop, vol stop. My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis. Lees aan. Omdat jy die kennis verwerp het. Dis nie dat ons kennis het nie, maar ons verwerp dit. Ek hoor nou, die krag van die Gees is in my, en ek kan my voorberei vir dit wat die Here vir my doen, en dan verwerp ek die kennis, en ek gaan aan, soos wat ek gister aangegaan. En ek doen wat ek gister gedoen het, en ek laat nie toe, dat God wat die nuwe krag in my losgemaak het, toe, dat hy deur my kom vloei. Kennis is nie die probleem nie. Kennis van God is die probleem. Weereens, kom ons gaan terug, in die naam van Jesus. Wat is die woord kennis van God? Dis die openbaring van God in my daaglikse lewe.
die openbaring van die Heilige Gees wat in my is, die openbaring van die krag van waarin ek funksioneer. Nie in my eie krag nie, nie die werke nie, maar die vrug. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal dien nie, omdat jy die wet van die God vergeet het, sal ek jou ook as kinders vergeet. Ook jou kinders vergeet. Ek wil graag hê ons moet gaan na Hosea 4 vers 1 toe. Nou wil ek vir u vra, terwyl ek hierdie lees, wil ek vir u vra, kyk hoe bietjie hoe lyk ons land. Kyk hoe lyk Suid-Afrika rondom ons. Dink 'n bietjie, hoe lyk ons dorp in party plekke. In die woord van die Here, Hosea 4 vers 1, hoor die woord van die Here, ook kinders van Israel, want die Here het 'n regspraak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Nie die kennis van God, die openbaring van God in die harte. Hulle sweer en lieg, en moor en steel en pleeg oorspel. Hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treur die land, en alles wat daarop woon, kwyn weg. Die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja ook die visse van die see, kom om. Laat net niemand met ons twis of ons berisp nie. Hulle sê, laat tog net niemand met ons twis of met ons berisp nie. Nogtans is jou volk soos die wat met die priesters twis. Daarom sal jy struikel bedags en ook die profeet saam met jou struikel in die nag. En ek sal jou moeder te gronde laat gaan. Moeder, ek praat met van Israel, as Israel, en dan praat van die kinders, is die Israeliete. En dan gaan hy, my volk gaan ten gronde. Hy sê, ons is so, moet tog niemand met my raas, of niemand met my berispe of twis. Want ek kan doen wat ek wil. En hy sê, alles daarop wat woon, kwyn weg. Omdat die kennis van God verlore gaan. Die kennis, die openbaring van wie God is. En dis wat elkeen van ons nodig het in ons daaglikse wandel, wanneer ons voete die grond raak. Wanneer ons voete die grond raak in die oggend. Nou ek wil graag met u prakties. Kom ons dink aan prakties. Die vrug. Ons het nou gekyk na ons verantwoordelikheid en die vrug. Wees bewus. Wees bewus van God se krag, sy teenwoordigheid wat deur ons vloei. Pause. Ons kom in situasies wat ons nie voorberei is nie, en baie keer wil ons teruggaan in die vlees. En hy sê, die werke van die vlees, want sodra ek daarin beweeg, dan is daar moeilikheid. Oorgawe. Vader, help my. Help om te sien wat u sien, dat u krag wat in my is, vrygelaat kan word in hierdie situasie. En dan reageer uit 'n nuwe bron. Ek weet dit is nou soos in 'n formuletjie, maar omdat ons bewustheid verlore geraak het, is ons nie bewus meer van hoe ek optree, werke uit die vlees uit nie. Haat, twis, nait, onvergewensgesindheid, daai goeders kom, want dit is baie keer uit 'n plek van, dit is geanker nog in my, maar dis nie wie ek is nie. En daarom leef ek vinnig uit dit, en die vrug moet groei. En hy groei in hierdie plek van bewustheid, in hierdie plek van afhanklikheid, die plek van oorgawe, en uit 'n nuwe bron te reageer. Dis nie so eenvoudig nie, dit klink baie beag nie, want dit is mos nou belaglik hierdie.
Ek weet nie van nie, maar die veral wat so vinnige temperament het, die ander ouens wat meer introverties is, prys die Here vir julle. Want hulle kry dit baie makliker reg, hulle het so lang pause. En harte bid eers deur hulle files. Ek is nou so opgewonde, ek kan dit nie help nie. Maar hulle kry dit baie beter reg. Maar ons ouens wat so 'n bietjie vinniger van 0 tot 100 gaan, nou kom ons partykeer in die aand, en dink ons, as ek dit nou maar net nie so aangevang het. Moenie oorgaan in selfverwyd dan. Laat toe dat die Heilige Gees dit vir jou kan help oopsluit en skryf in jou binneste. My seun, al wat doen, gaan vergewe, gaan maak reg. Die kern en die klem van alles, kan ek gehoorsaam wees aan die Heilige Gees wat saam met my is. Kan ek aan hom gehoorsaam wees, dat daai vrug wat hy in my binneste kom oopsluit, dat dit gestalte kan vind. Elke kind van die Here is op 'n ander plek in daai wynstok ingeënt. Ek is dalk hierdie takkie wat hier onder is, en daar's 'n ander tak wat bo my is. Laat hom toe om daar te wees. Doen jy wat die Here jou vra om hier te doen. Laat sy Gees in ons werk. Elkeen is besig op sy eie journey in daai en jou vrug. Party se vrug is tada, is beautiful. Ander ouens se vrug is nog so 'n bietjie suur. Maar hulle is daar. Hulle gaan mooi uitkom. Hulle hou net aan om ingeënt te bly by Jesus Christus. Laat toe dat wat binne in jou is, kan uitvloei. Probeer net hierdie 4 stappe, hierdie week. Wees bewus. Bewustheid. Wanneer jou voete die grond raak, Vader, dis 'n dag wat U gemaak het. In U blydskap, in U teenwoordigheid, in U krag, in die bloed wat Jesus vir ons betaal, sy liggaam het ons gebreek het. Vader, ons kom en help my dat ek net kan net in daai oomblik wees. Help my om te sien wat U sien. Want ek sien nie op hierdie stadium, ek sien rooi. Help my om anders te kan wees. Laat die vrug wat U in my geplant het, kan uitkom. En ons gaan agterkom, party van ons vruggies is nog klein. En daai oorgawe, die Heilige Gees, help my om te doen wat U vra my om te doen. En uit daai nuwe bron reageer. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Hierdie is wat ons die afgelope 3 weke na gekyk het. Die vrug van die God is 'n vrug wat deur ons vloei. God se bekragtiging. God het reeds alles gegee wat ons nodig het om God vrugtig te dien, te leef en om hom te dien. Alles. Daardie lewe vloei deur verhoudingskennis, nie net inligting nie. Nie 'n gebrek aan kennis nie, gebrek aan verhoudingskennis. Wanneer daardie kennis verwerp word, word die lewe geblokkeer. Hosea sê dit. Sodra daai kennis verwerp word, dan lewe kan nie groei nie. Daar's nie groei wat plaasvind nie. En dan, wanneer daardie kennis ontvang word, groei die vrug natuurlik. En dis van Galasiërs ons daar gelees.
mag ons saam met die Heilige Gees wandel wat in ons woon, dat hierdie vrug gestalte kan vind, waar ons ook al gaan. As kind van die Here, moet daar vrug wees. Dit moet, as ek en u sê, ons is kinders van die Here, dan moet daar vrug wees. En die vrug word geproduseer uit die Heilige Gees, wat in ons is nie werke nie. Dis nie werke nie. Kom ons staan saam. Vader, ons erken dat ons totaal onafhanklik is van U. En sonder U kan ons niks doen nie. Vader, ek bid vir die openbaringskennis in ons gees, van waar ons huis toe gaan, waar ons môre werk toe gaan, in die situasies waarin ons is, selfs die situasies wat ons probeer vashou op hierdie stadium, wat ons voel, ons kom nie uit nie. Mag dit deurbreek in ons gees, en van binne af uitbars, dat niks ons sal vashou en terughou nie. Ons erken dat U die enigste waaragtige God is. Jesus Christus, wat ons verlos het. Heilige Gees, wat ons bekragtig en bemagtig. Help ons op in hierdie kennis van U te kan wandel. Nie kennis van die wêreld nie, U openbaringskennis as kind van die lewende God. Amen.